Hallo maatjies, welkom terug in geseënde Sabbat. Dit is les 2 vir die tweede kwartaal. Vandag is die titel van ons les, Kom help ons. Die boodskap is dat ons God dien wanneer ons ons huis met ander deel. Die geheelteksvers kom uit Hebreërs 13 vers 12 en dit sê, moenie vergeet om vreemdelinge te huisves nie. Sodoende het van julle al engele in julle huise gehad. Hebreërs 13 vers 2. Hou jy daarvan om gaste in jou huis te hê? Wat is jou spesiale verantwoordelikheid as iemand kom kuier? Help jy om die kos te maak of help jy om die huis skoon te maak? Ons Bybelstorie vandag is oor die goedhartigheid en vriendelikheid van 'n goeie vrou. Kom na Macedonië en help ons. Kom help ons. Paulus het wakker geword en hy het rondom hom gekyk. Hy het geluister na die asemhaling van sy vriende. Niemand was wakker nie. Silas, word wakker, het Paulus met hom gepraat. Silas het omgerol. Silas, Lukas, Timotheus, word wakker. Paulus was nou waawyd wakker. Ek weet waarheen moet ons nou gaan, het hy gesê. Hy het baie opgewonde vir sy slaperige vriende vertel. God het vir my 'n droom gegee. Ek het gesien daar's 'n man van Macedonië wat sê, kom help ons. Kom na Macedonië en kom help ons. Silas het gegaap en gestrek. Dis wonderlik, Paulus. Ons moet seker nou 'n boot kry van Neapolis. Paulus kon nie baie slaap vir die res van die aand nie. Hy het geweet dat God hulle lei om na die stede van Macedonië te gaan. En hy kon skaars wag om op pad te wees. Binnekort was die 4 vriende in Filippi, 'n stad in Macedonië. Hulle het begin preek vir almal wat wou luister en hulle het dit geniet om Jesus se liefde te deel. Toe Sabbat kom, het Paulus gesê, kom ons gaan buitekant die stad en kom ons gaan aanbid God daar naby die rivier. Toe hulle by die rivierbed kom, sien hulle 'n groep vrouens wat al reeds bymekaar gekom het om te bid. Mag ons by julle aansluit, het Paulus baie mooi gevra. Ja, asseblief, ons sal baie daarvan hou, het die vrou geantwoord. Sy het haarself voorgestel. Ek is Lydia en hierdie is my vriende. Paulus was so bly om hierdie vrouens te ontmoet wat lief was vir God. Dit nie vir hom saak gemaak of 'n persoon, 'n man of 'n vrou of 'n Jood of 'n Griek was nie. Hy wou die liefde van Jesus met hulle deel. Alhoewel Jesus net 'n kort tydjie gelede op die aarde gebly het, was daar baie mense wat nog nie van hom geweet het nie. En, soos wat hulle gesit het Paulus 'n klein geskiedgebedjie opgesê. Heilige Gees, maak asseblief die harte van hierdie vrouens oop vir die goeie nuus van Jesus. Paulus het toe vir die vrouens vertel hoe Jesus geleef het en dat hy dood gegaan het om hulle te red. Die nuwe vriende het gesels en saam gebid en toe is van die vrouens huis toe. Maar Lydia het gebly. Ek wil graag meer weet, het sy gesê. Ek wil weet hoekom Jesus gesterf het vir my. Daai selfde dag is Lydia en haar hele familie gedoop. Lydia was so bly. Asseblief Paulus, kom, jy en jou vriende moet by my bly en om my meer van Jesus vertel. Paulus was so gelukkig. Hy het geglimlag en Lydia het hom aangemoedig. Ons sou so bly wees as jy by ons kom bly, het sy gesê. So, terwyl hulle in Filippi gewerk het Silas, Lukas, Timotheus en Paulus in Lydia se huis gebly. Lydia was 'n baie oulike besigheidsvrou in daai dorp. Sy het spesiale purperlap verkoop. En dit het gelyk asof almal haar ken. As gevolg van Lydia se vriendelikheid en vir die feit dat sy haar huis met hulle gedeel het baie mense van Jesus geleer. Haar huis het 'n groot ontmoetingsplek geword vir die nuwe gelowiges in Jesus. Lydia het Jesus gedien deur om haar huis met ander mense te deel. Waar ook al jy is, kan jy iets doen om ander mense meer tuis te laat voel, deur vriendelik en goedhartig te wees.